Ons is aan die einde van ons reeks waardevol, soos jy die vorige 3 gemis het. Dis opgeneem, moet dit nie mis nie. Jy kan dit gaan luister. Gerard het laasweek 'n great preek gepreek en die titel was Die oes van skape. En vir van ons is dit so bietjie hoe werk dit, maar gaan luister dit. Vandag sluit ons af ons waardevol reeks met in my kop een van die hoogtepunte wanneer ons praat van wat moet vir Christene waardevol wees. En dit is verhoudinge binne in die kerk. En so die titel van vandag is, en as jy Engels is, it's not sinful. It's not that. It's not 'n verhouding vol sonde. Dis nie dit nie. Maar dit is 'n meaningful connection, 'n deep connection. Ek lees vanoggend 1 Petrus 4 vers 8 en Petrus sê, bovenal moet julle liefde vir mekaar diep wees. Dit praat van 'n ander liefde as hier buite, dis 'n ander level en dis waarna ons gaan kyk vanoggend, betekenisvolle verhoudings en wat moet maak dat jy nie nou op screensaver gaan nie. Weet jy waarvan ek praat? Afswitch, uitzone, is die feit dat jy as mens kan nie wees wie God jou gemaak het sonder betekenisvolle of meaningful connections met ander mense nie. Jy kan nie wees wie God jou gemaak het op jou eie nie. Verder, vir die gelowiges, die kerk van God, die bruid van God, kan nie wees wie die bruid van God bedoel is om te wees volgens God, sonder dat hier binne betekenisvolle, sinvolle verhoudings en koneksies tussen mekaar is nie. As dit waar is, en ek redeneer vanoggend dis waar, en ek gaan vir jou dit probeer wys uit die woord, het dit groot implikasies vir hoe ons as individue onsself oopstel vir verhouding en hoe ons jouself gee vir verhouding. Daar's 'n skrif in Genesis 2 waar die Here sê, it is not good for man to be alone. En daai man, ja, net Adam was geskape op daai tyd, maar dit is human being. Dis nie goed en vir van ons is dit slegte nuus, reg? Dis nie goed om alleen te wees nie. En as ons gemaak is na God se beeld, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, wat 3 verskillende persone is, in een wese, in perfekte eenheid, in perfekte liefde. As ons na daai beeld geskape is, beteken dit dat ons dit moet uitleef en pursue en soek hier op aarde. Ons kan nie wees wie hy ons gemaak het as ons onsself isoleer en net toemaak vir diep verhoudings nie. En van ons raak op ons senuwees as ons dit hoor, reg? Want jy weet, 'n diep verhouding verg 2 goed. Manne, beskikbaarheid vir ons. Jou vrou het vir jou gesê, ek mis jou, maar ek is hier. Maar nie, ek mis jou. Daar's nie daai oopheid nie. En dan is daar die kwesbaarheid, en hier's waar jou stoel begin warm word. Jy moet so 'n bietjie jouself oopstel, kwesbaar maak vir meaningful connections. Anders dan gaan dit oppervlakkig bly. Daar's sekere plekke waar ons nie verbygaan nie. En dan, omdat jy weet, dit verg beskikbaarheid en kwesbaarheid, begin ons senuweeagtig raak, want jy weet, dit maak jou oop vir teleurstelling en seer potensieel. En omdat jy dalk iets al in die verlede beleef het, of dalk sonde in jou het, kyk gou hier, dan doen ons dit. Ons het hierdie afstandbeheermeganismes in ons lewens, wat keer dat mense te naby kom. Wanneer die vraag gevra word, hoe gaan dit met jou huwelik, hoe gaan dit regtig met jou verhouding met die Here, dan is ons vinnig
ons is ninjas met hierdie hele, ons is regtig goed met dit, om te begin wegdryf na die vlakkant van die gesprek toe, want ek wil jou nie te naby inbring nie, want net nou like jy nie wat jy sien nie, en my hoogmoed hou nie daarvan nie. Kan jy relate met dit? Vanoggend redeneer ek, dat daai is meer onveilig, as die potensiële gevaar waarvoor jy jou oopstel vir seer en teleurstelling, wanneer jy jou oopstel vir meaning connections. Daai is gevaarliker. Hoe kan ek dit sê? Wel, Jesus, toe hy gebid het vir jou in die tuin, in Johannes 17, sê hy die volgende. Ek bid egter net vir hulle nie, hy praat van sy disippels, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees. Hy bid vir almal wat glo. Hy bid vir hierdie kerk. Hy het vir die kerk gebid. Net soos u Vader in my is en ek is in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Dis Jesus se wil dat ons hier binne dieper koneksies gaan hê. En nie net oppervlakkige koneksies hê nie. En jy raak meer op jou siene wees. Soms wonder ek, wat sê die wêreld van God wanneer hulle na ons verhoudings onder mekaar kyk? Wat sê ons verhoudings met mekaar van die waardevolheid van God? Verbeel jouself jy's in 'n art gallery en jy weet niks van kuns soos ek. En jy stap daar rond, hoe gaan jy weet wat is die skildery, en ons klomp mense by hierdie galery, hoe gaan jy weet wat is die skildery wat waardevol is, die mees waardevolle skildery? As dit ek was, en ek het dit gesien, een individu, voor een of ander blank skildery, ek sal nie daar stop nie. Ek gaan soek, waar is die mense? Waar drom almal, want sekerlik moet dit die belangrikste wees. En ek dink soms, omdat ons verhoudings so 'n bietjie afstand het, sien die wêreld God so, nie so belangrik nie. Hoekom moet ek indruk in dit? Want daar's net een individu, daar's nie regtig diep connections nie, en dis soms die prentjie wat ons uitstraal buite na God toe, buite na die wêreld toe. 1 Tessalonisense 2 vers 8, een van my gunsteling verse, praat goed, nie net dat ons die evangelie moet deel nie, maar dat ons self, jy kan dit lees daar, met mekaar moet deel, omdat daar 'n liefde is tussen mekaar. Jou self deel, nie net die evangelie nie. Ek dink die vroeë kerk, waarvan ons lees in Handelinge, gee vir ons bietjie 'n prentjie van hoe lyk dit as daar meaningful connections is. En wat is die effek as ons almal onsself gaan meer oopmaak en meer gee van die ander kant af vir meaningful connections? Wat sal in ons dorp gebeur? Ja, ons weet die Here gaan daarvan hou, maar fisies, wat sal die uitwerking van dit wees? En ek wil vir jou dit lees vanoggend, Handelinge 2, as jy jou Bybel het, maak hom oop by Handelinge 2, that's Acts 2, verse 42 to 47, 'n bekende stuk, en ek hoop en vertrou dat die Here vir ons iets sal leer vanoggend, van wat kan ons doen om te groei in ons verhoudings met mekaar. Vers 42 in die Afrikaans sê dit, jy kan daar volg. Hulle het bly volhard. Dis nou hierdie 3000 of die apostels wat gevul is met die Heilige Gees. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar. Dit praat van die verbintenis. Die Engelse woord is die fellowship met mekaar. Die breek van die brood, dit praat van nagmaal en gewone maaltye. Hulle het by mekaar se huise geëet. En gebede. Almal is met ontzag vervul, with awe, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Die oorspronklike taal teken die prentjie van hy het aangehou wonders doen en hulle het aangehou ontzag hê vir die Here. Al die gelowiges was by mekaar. Kan jy die prentjie begin sien? Dis nie hierdie scattered groep mense nie.
en hulle het alles in gemeenskaplike besit gehad. Dit beteken nie, hulle het niks gehad nie. Ons weet, hulle het veld gehad. Ons weet, een het 'n besigheid gehad. Dis nie communism nie. Hoor jy, alles van almal is alles. Ons deel maar net alles. Niemand besit iets nie. Dis nie dit nie. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hoe sal jy iemand se behoefte weet as jy nie in sy spasie kom nie? Hulle het eengesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek. Hoekom sal hulle die tempelterrein besoek as hulle basies uit daai godsdiens gered is? Dis iets om aan te dink. Aan huis die brood te breek in hulle maaltye met uitbundige blydskap, en hierdie is 'n belangrike deel, en met opregte harte geniet. Hulle het God bly prys, en die hele volk was hulle goedgesind, en die Here het hulle daagliks verlostes by die getal toegevoeg. Dis 'n prentjie van mense wat diep verhoudings gehad het, wat op 'n manier vrygewig was vrywillig vrygewig. Op 'n manier was daar 'n bond, 'n liefde wat hulle aan mekaar gebind het en gemaak het dat hulle by mekaar bly. Dat hulle nie synig is nie. As ek agterkom, hierdie een het 'n behoefte, het hulle gehelp daar. Daar was beperkings aan dit. 'n Behoefte praat van, wel, almal se behoeftes is nie dieselfde nie. Daar's perke aan dit, maar hulle was by mekaar, lief vir mekaar, saam tempel toe. Hulle het goed saam gedoen en gebly saam doen. Dis die prentjie wat dit skep vir ons. En in dit sien ons op 'n tipe van 'n saadvorm van wat se tipe mense God wil hê ons hier moet wees. Maar nie net dit nie. Wat se tipe mense het die wêreld daar buite nodig om te sien hier binne? Om te weet, Jesus is die gestuurde seun van God. 'n Sekere tipe mense het hy nodig en ons sien dit hier binne. Dis 'n gemeenskap wat uitgeroep is uit hulle vorige lewe na 'n nuwe gemeenskap wat gekenmerk word aan liefde vir mekaar, woord van God, die saamlewe, maar ook saam buitentoe gaan. Hulle het tempel toe gegaan en dan het hulle weer teruggekom. Dis 'n gemeenskap wat uitgeroep is uit waar hulle was, saamgekom het, maar weer teruggestuur is na waaruit hulle geroep is. Met die hoop dat waantoe hulle teruggestuur word, hierdie mense deel sal word van hierdie geloofsgemeenskap. Maar as jy 'n paar verse teruglees, dan sal jy die wonderwerk sien van hierdie gemeenskap. Want soos ons, het almal nie dieselfde gelyk nie. Almal het nie dieselfde taal gepraat nie. Almal het nie van dieselfde land gekom nie. Almal se teologie was nie heeltemal dieselfde nie. Kyk gou na hierdie volgende slide. So die Heilige Gees word op 120 uitgestort, iewers naby die tempelterrein, maar dit is die enigste plek waar 3 tot 5.000 mense by mekaar sou kon kom, sonder dat dit 'n riot sou wees in Jerusalem en die Romeine sou aandag getrek het en moeilikheid sou kom. Hier's wat hulle vra: hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? So daar is immers mense daar wat nie saam groot geword het nie, soos hier. Ons Parte, Meders, Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosia, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, dit is nie Jode, dit is Gentiles. Mense van Krete en Arabiere. Probeer gou 'n tipiese tafel van hierdie mense maak. Sit 'n etenstafel, sit al hierdie ouens om mekaar. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. En hier's die gemeenskap se kenmerke. Almal was verstom en verward. En hulle het mekaar gevra: wat beteken dit tog? Ander het weer spottend gesê. Daar was opinies. Hulle is vol soetwyn. Kyk hier die volgende slide om vir jou 'n idee te gee. Al hierdie streke en dorpe is waarvan hierdie mense gekom het. Verskillende tale. Baie van hulle was Jode wat diaspora, hulle is gedisperse lang terug soontoe met al die ballingskappe en goed. Maar
wat jy ook moet weet, hulle kom uit 2 competing empires uit. Verskillende wêrelde. Hierdie ouens veg hierdie ouens, die Romeinse ryk en dan die Parthian Empire hieronder. En so daar was soveel rede dat hulle nie om dieselfde tafel sou gesit het nie. Daar was soveel rede vir beklei. Daar was soveel rede om op die sekondêre goed te fokus en verdeling te veroorsaak. Tog sien ons 'n ander prentjie, net 'n paar verse daarna. En soos hulle struikelblokke gehad het, weet ek, daar's struikelblokke vir ons in hierdie gemeente om diep verhoudings te hê met mekaar. En ons kan dit oorkom, ons behoort dit te oorkom, maar ek erken daar struikelblokke. Ek erken ons het Duitse tannies hier wat nie so sterk is met Engels nie. Ek erken ons het mense wat sterker is met Engels, glad nie weer met Afrikaans nie. Ek erken ons het mense, en ek gaan aan niemand spesifiek wys nie, maar daar's sekere mense wat weer beter Afrikaans praat en uitklink, as hulle Engels praat, moet hulle uitklink net, wow. Want dan het jy 'n vertaler nodig om te hoor wat hulle nou net gesê het, 'n uitlegging. Ek gaan nie sê wie's dit nie, maar ons het van hulle hier. Ons het verskillende kulture, ons het verskillend groot geword, ons kom dalk van verskillende sosiale klasse. Ons het baie rede om nie om dieselfde tafel te sit nie. Ek is al aangekla van die kerk is te wit, die kerk is te swart. Ek is al deur albei gehoor. En as ek altyd hoor, dan dink ek, I think we're hitting the sweet spot. Maar hulle het al hierdie struikelblokke oorkom. En een ding wat ons moet besef is, dat al hierdie struikelblokke wat ons het, is ekstern, kultuur, taal, groot word, maar baie van dit is ook intern, menend, ons is gestein en skeef getrek deur die sondeval. Dit het nie net 'n effek op ons nie, hier's wat dit met die individu doen, dit maak ons selfsugtig. Dit maak my synig. Dit maak my nie omgee oor ander nie. Dis wat dit aan die individu doen, maar wat ons ook moet besef is, sonde het 'n omvattende, verwoestende effek op almal gehad. Ook ons verhoudings met mekaar. Ons verhoudings is ook beïnvloed en skeef getrek deur sonde. Dis nie net ons nie, maar ons verhoudings. Hier's wat met ons verhoudings gebeur. Omdat ons so selfsugtig en synig is ons verhoudings baie keer gekenmerk deur kompetisie onder mekaar. Jy het al agtergekom. Ek sien iets wat jy het, jy sien iets wat ek het, en ek wil hê wat jy wil hê, en jy wil. Ons kompeteer met mekaar, en Jakobus sê, dis selfs omdat mense moord pleeg. Jaloesie. Die tweede een, is ons het die onvermoë om te empatiseer, omdat ons net ons eie perspektief sien, as gevolg van ons preoccupasie oor ons eie behoeftes, ons eie reputasies en ons eie opinie, het ons die onvermoë om empatie te wys na iemand anders toe. Dis wat sonde aan verhouding doen. Sonde in ons verhouding maak dat ons autoriteit verwerp. En jy sien dit van kleins af met jou kinders. Want omdat ek my identiteit vind in wat ek het, en my reputasie, as enige iets anders vorm van buite af dit kom, is dit 'n threat vir my, en ek sal daarteen druk. Die laaste een is, sonde het gemaak dat ons in ons verhoudings die onvermoë het om lief te hê. Omdat ons in kompetisie is, selfgesentreerd is, kan ons nie die welstand van ander bo ons insit nie, kan ons nie 'n naaste wees nie, en ons kan ook nie regtig ons naaste lief hê nie. Dis wat die sonde aan ons verhouding gedoen het. Dis die prentjie van daai mense, synige mense met opinies, selfsugtige mense, wat, dis van waar ek kom, dis wie ek is, heel eerste. Dis wat daar was, en toe gebeur iets en het verander. En as ek na daai prentjie kyk van wat het verander, weet jy, daar het 4 goed gebeur. Hulle het volhard in die woord, hulle het volhard in die gemeenskap, gebede en nagmaal en saam geëet.
daai 4 goed. En die fariseer in my wil net 'n reël kry. Hoorie, doen net hierdie 4 goed en ons is wie hulle is. Ek weet nie of jy so is nie, maar gee vir my 'n reël dan volg ek hom. Dit maak dit vir my makliker, die fariseer in my. Maar dit sal dit nie doen nie. Dit sal dit nie kat nie. Ons kan nie net sê, okay, kom ons eet lekker saam nie. Kom ons lees lekker saam nie. Kom ons bid lekker. Dis goed, ons gaan dit aanhou doen. Maar ons kan saam eet sonder meaningful connections te hê. Ons kan saam bid sonder meaningful connections te hê. Ons kan saam bid sonder om selfs om mekaar lief te hê. Dis nie die antwoord nie. Want die probleem lê nie op die oppervlak nie. Die probleem lê hier binne. Daai het toe Petrus gepreek het, na hulle vir hom gesê het, hoor jy, as julle dronk, staan hy op, hy preek oor Jesus, en dan staan daar in vers, ek dink is 37, of kom ons gaan net, jy kan die vorige een vat, skus. Ons sien in Handelinge 2 opregte harte. Opregte harte praat van 'n skoon pad sonder klippe, sonder struikelblokke. Dis wat hulle gehad het, en ek het vir jou 'n paar van die struikelblokke gewys wat ons het en wat hulle moontlik gehad het. En hier's wat daai woordjie opregte harte beteken. Dis 'n kwaliteit. Hulle het iets gehad. Without rocks, smoothness, what is uncomplicated, for example, without hindrances or stumbling blocks. This quality is seen as essential for maintaining a true and faithful relationship with God and others. Die struikelblokke is verwyder. In die early Christian community, hierdie woord opregte harte, was valued as a virtue. Dit was goed geweest. As a virtue that fostered unity and trust among believers. It was considered a reflection of a heart transformed by the Holy Spirit, leading to actions that are consistent with one's professed beliefs. Hulle harte was nie so nie. In vers 37, die volgende een, kan jy sien, na die prediking het iets gebeur met hulle harte. Wat het gebeur met hulle harte? They were cut to the heart. Hulle het 'n diep oortuiging gekry dat ek het die Here nodig. Ek is verkeerd. Ek het 'n nuwe hart nodig. En hulle het 'n diep oortuiging gekry van Jesus is die antwoord. Die Heilige Gees is die antwoord. Ek kort wat hulle het. En toe wat sê Petrus hulle, wat moet ons doen? Wat is sy antwoord? Bekeer julle, laat julle doop, en julle sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees ontvang as 'n gawe. En die oomblik toe dit gebeur, die wat dit aangeneem het, omtrent 3000 is toegevoeg by die getal, is toegevoeg by die nuwe gemeenskap. 'n Gesnyde hart is 'n toegevoegde hart. En ewe skielik is die stumbling blocks weg. Van waaraf ek kom en watter taal ek praat, is nie meer die primêre ding nie. Die primêre ding vir die gemeenskap is dit wat ons nou in gemeenskap het. Jesus Christus. En die oomblik as ons vergeet dat dit is juis wat hierdie woord verbondenheid, gemeenskap, fellowship, koinonia beteken. Is die gemeenskap wat ons geniet op grond van dit wat ons in common het. Jesus Christus. En as ek dit die hoofding maak en hou, kan ons meaningful connections hê. Maar sodra ek begin omkyk en vir jou vertel van heel eerste, ek is wat ek praat, my taal, ek is waar ek gebore is, ek is wat se sosiale klas ek is whatever, voor ek die common denominator van in Christ heel bo sit, sal daar verdeling altyd wees. Ons het 'n unieke geleentheid in hierdie gemeente. Daar's nie tonne gemeentes soos ons wat diversiteit nastreef op grond van 'n Bybelse oortuiging nie. Ons het 'n unieke geleentheid. Maar daar's ook 'n groot gevaar dat ons sal settle by afstandverhoudings. Dat ons sal settle om op die oppervlak verhoudings te hê. Dat ons sal settle by ek konsentreer meer op my culture
my taal as die kultuur van die koninkryk. En ons sal verder en verder uit mekaar dryf. Hulle het bekeer. Sê gou vir die persoon langs jou, wat dink jy is bekering? Een sin, repentance. Een sin. Ek dink ons het 'n klein, beperkte view, sienswyse van bekering. Ek dink, hier's wat baie van ons nou dalk gesê het. Hoopelik is ek nie heeltemal reg nie. Ek dink baie van ons het gesê, ek stop om sonde te doen. En ek draai weg van my sonde en my sonde word vergewe. Dit het iets met sonde vergifnis te doen en dit is dit. Maar dit is nie net dit nie. Repentance bring vergifnis, bring 'n skoon blad met God. Dis waar. Maar bekering is also a change of mind. Ek begin anders dink. En omdat ek anders dink, begin ek leef. En omdat ek besef, sonde was nie net in my nie, maar ook in my verhoudings om my, begin my verhoudings om my ook anders lyk. Dit het ook bekering nodig. Soos ek verhoudings gedoen het voor ek gered is, met almal wat net soos ek lyk, wat almal net soos ek dink. Ek moet bekeer van dit. Want eendag in die hemel gaan elke volk en nasie en taal voor Jesus wees. En dan bid ons, Here, soos in die hemel, so ook op die aarde, behalwe in ons kerke. Ons het nodig om te besef dat ons verhoudings het ook redeeming nodig. Ek kan nie net dink my sonde is weg en ek kan aangaan. Nee, sonde het my verhoudings beïnvloed. En daarom het ek nodig dat die Here dit kom redeem. En so ons sien 'n mense wat na hulle hart gesny is, na hulle bekeer is, nie net van sonde nie, maar van hulle leefstyl en verhoudingstyl, sien ons 'n mense wat iets soos dit lyk. Dit is nie meer heel eerste oor opinies nie. Hulle is dronk. Die ding waarop hulle saamgekom het, is waarheid, die woord van God. Of die apostels se leer, soos dit daar staan. Dit is nie meer isolasie en verdeeldheid as gevolg van diversiteit nie. Dit is nie meer dit nie. Maar is 'n verbondenheid, 'n gemeenskap, 'n eenheid te midde van diversiteit. Dis 'n bo-natuurlike ding wat ons daar sien gebeur het, dat Arabiere saam met die van Mesopotamië, die van Afrika, Sirene hieronder. Dis bo-natuurlik. Ons lees van gemeenskaplike besit. En soos ek jou gesê het, dis nie kommunisme nie. Dis vrywilliglik het hulle vrygewigheid uitgeoefen teenoor mekaar. Dit gaan nie meer oor wat ek net by mekaar kan maak nie. Hulle het mekaar se behoeftes geken. Hoe gaan jy iemand se behoeftes ken? Jy gaan tyd saam met hulle spandeer. As jy tyd saam met mense van 'n ander nasie, as jy tyd saam met hulle spandeer, kom jy agter van sekere behoeftes wat jy nie eens gedink het is behoeftes nie. Ons het dit as normaal aanvaar, lopende water. Ons het nodig om mekaar se spasie te kom, ook om mekaar se behoeftes te leer ken. Selfsugtigheid verander na vrywillige vrygewigheid, selfgesentreerdheid na naaste liefde, isolasie na betekenisvolle verhoudings, verdeeldheid as gevolg van diversiteit verander in eenheid te midde van diversiteit. Hierdie deel van en julle sal die Heilige Gees ontvang, speel 'n sentrale rol in die verandering wat ons sien in hierdie skrif. Die Heilige Gees het groot deur hulle gewerk, reg? Wonderwerke deur die apostels. Maar ek dink die grootste wonderwerk is die feit dat hy daai klomp harte gesny het, daai diverse harte, en daai harte aan mekaar gebind het. En al hoe dit kan gebeur, is as die Heilige Gees in jou kom.
Hoe kan ek dit sê? Wel, die hoofwerk van die Heilige Gees in gelowiges is om die vrug van die Gees in jou te bewerk, in my te bewerk. Om my meer te maak soos Jesus. En as jy enigiets weet van Galasiërs 5 en die vrug van die Gees, nommer 1, liefde. En dan hy klomp uitdrukkings. Dis wat die Heilige Gees in jou doen. En so as ek na my verhoudings kyk en sien, hier kort ek liefde, ek is oppervlakkig hier, dan weet ek, dis 'n area waar die evangelie my verhoudings moet kom shape. Ek kan nie net verby dit stap nie. Jesus het nie net my sonde kom vergewe nie, hy het my verhoudings kom transformeer aan die kruis. En so enige plek waar ek iets optel wat nie lyk soos Jesus dit wil hê nie, weet ek die evangelie moet daar inkom. Wat sê die Handelinge 2 kerk, 3000 mense van daai hele kaart wat ek jou gewys het? Wat sê dit van God? As jy 'n buitestander was en jy het nog nooit van God gehoor nie en jy sien hierdie ding, van die Arabiere saam met die Sirene, saam met die Jode, saam met die nie-Jode, hulle bid saam, hulle deel hulle goed, hulle gee om, hulle bly mekaar, hulle gaan tempel toe. Wat sal dit vir jou sê van God? Ek dink dit sal iets soos dit sê. As klomp mense so by mekaar, uit verskillende oorde van die wêreld kom, en almal is gefokus, almal is soos, prys God, dit gaan oor Jesus, almal is so, wat dink jy sal die wêreld hier buite sê van God? Dis nie meer ewe skielik 'n blank portret wat almal net verbystap nie, dit is waardevol wat gaan hier aan? Iets gaan my interesseer. Hoe kan ouens hier uit Rehoboth saam met ouens hier van die Vrystaat, nee? Hoe kan ons vriende wees met mekaar? Die Portugees hier onder ons. Hoe kan dit wees? Hoe kan ek moet uitvind? Hierdie lyk vir my die wêreld, die antwoord vir die wêreld is die evangelie. Die government probeer alles. Die antwoord is veranderde harte. En ons het die mandaat as 'n kerk om dit uit te beeld daar buite. Maar as ons gaan major op die minors, velkleur, taal, hoeveel ek kry, hoeveel ek nie kry nie, my nasionaliteit soos 'n Jona wat mydelik 'n nasionalis was, as ons op hierdie goed gaan major, gaan die wêreld nooit weet hoe waardevol God is nie, want hulle kyk na die kerk. Hulle kyk na die kerk. En die kerk is die pilaar van waarheid. En so mag ons dit weer uitstraal. Ek sluit af met hierdie idee. Ek het vir jou gevra, hoekom sal hulle weer tempel toe gegaan het? As dit ek was, dalk sou gesê, man, ek is nou gered uit hierdie godsdienstige bedryf uit. Die kerk is ons nou gebore. Hoekom het hulle daagliks tempel toe gegaan? Ek dink daar's 'n koneksie aan die twee daaglikse. Dis waar die mense was. Hulle het nie ewe skielik hierdie weird cult geword wat niemand mee kan relate nie. Hulle het nie ewe skielik afstand tussen hulle en die verlore mense gehad nie. Nee. Omdat ons uit daai gemeenskap in 'n nuwe gemeenskap is en ons wil God aanhou prys en ons weet hulle het dit nodig, gaan ons juis waar die mense is wat hom nie ken nie. En omdat hulle daagliks daartoe gegaan het en daar's 'n ander skrif wat sê hulle het verkondig daar, het die Here daagliks by hulle getal toegevoeg. Kan dit wees omdat ons nie meer daagliks gaan dat ons nie daaglikse toevoeging sien nie? Kan dit weer wees dalk omdat ons vergeet het, dit gaan oor Jesus. En daar is mense daar buite wat hom nie ken nie. Dat kerke soms stagneer. Kan dit dalk wees omdat ons vergeet hoe waardevol God is. En dat daar mense hierdie waardevolle God nodig het. Vriende, die Here het nie net in gedagte dat ons as 'n gemeente by mekaar kom en huis toe gaan nie. Dis nie wat kerk is nie.
Hulle het die Here aanhou prys, sê ons skrif. Maar hulle is ook 'n gestuurde, prysende gemeenskap gewees wat by daai deure uitgegaan het in 'n verlore wêreld en om daar aanhou geprys het deur hom te verkondig. En Jesus het die res gedoen. Het jy mense in jou lewe wat die Here kort? Jy is 'n gestuurde om daarheen te gaan. Mag ons as 'n gemeente nie net by mekaar kom nie, mag gestuurd leef. Ek wil graag vir ons bid en vra dat jy net sal reageer wat ook al die Here op jou hart sit. Here, dankie dat U ons gered het uit die gemors uit. In 'n gemeenskap wat nie perfek is nie, Here, maar 'n gemeenskap wat 'n perfekte God het. 'n Gemeenskap waar ons saam kan leef, saam kan groei, saam mekaar kan help, saam mekaar kan opbou, saam lag en huil. 'n Gemeenskap wat die wêreld se lig dra, 'n gemeenskap wat sout is, die gemeenskap wat hierdie wêreld hier buite nodig het. Here, maak ons meer so. En ek wil vir jou vra om vir 'n oomblik gou aan te dink, wat is die struikelblokke in jou lewe om betekenisvolle verhoudings te hê met ander mense? Al lyk hulle anders as jy. Of wat is dalk die struikelblok vir jou om 'n verhouding met God te hê? Wat 'n oomblik en bedink dit. En al wat jy doen met dit is, jy sit dit voor God, jy erken dis daar. Here, ek kom agter, daar's 'n struikelblok van whatever, om met ander mense verhouding. Here, ek kom agter, ek is soos daai ou wat afstand probeer hou in sekere areas. Here, blaas lewe daarin. Dis nie wat U wil hê nie. En so Here, ek bid dat U ons sal groei as 'n gemeente nader aan mekaar. En ek wil afsluit deur 'n personal challenge. Jy kan vir my kyk. Ek wil vir elkeen van ons, as hierdie jou gemeente is, 'n personal challenge gee. Om daai hula hoop wat so om ons is soms aftaal. En ek wil jou uitdaag om hierdie week, en jy kan nou begin. Ons het vir jou die meeste werk klaar gedoen. Die koffie is klaar daar. Om koffie te drink, en as jy nie van koffie hou nie, kom dat ons vir jou bid, dan gaan jy van dit hou. So koffie te drink, dan betwyfel ek of jy gered is. Ek is seker koffie gaan in die hemel wees. Maar om koffie te drink, saam met iemand wat jy nie ken nie. En dalk bietjie anders lyk as jy. Is dit duidelik? Want ons kan nie as een volk die grootheid van God duidelik projekteer genoeg nie. Dit kort alle volke op aarde om vir die mense daar buite te wys hoe groot ons God is. Jou volk is te klein. Hy kan nie God portrei 100% nie. Dis hoekom ons diversiteit nodig het om sy waardevolheid uit te straal. So ek wil jou uitdaag met dit. En ek vra as jy enige gebed nodig het, as jy onseker is of jy 'n verhouding met die Here het, asseblief, ons wil graag saam met jou bid hiervoor. Mag jy uitgaan as 'n gestuurde gemeente. Ons sluit nooit af nie. Ons sê nie you are dismissed ever nie. Ons sê jy is gestuur. Jy het 'n mandaat. Waar jy werk in Windhoek, waar jy werk in Voorslag, waar ook al jy werk, sal jy gestuurd leef. Mense wys na die Jesus toe wat lewens verander. Amen. Mag jy 'n lekker dag hê en gaan skink vir iemand koffie wat jy nie ken nie.